Nou vriende, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te kan wees. Nou dis so 2 dae voor Kersfees en watter heerlike en wonderlike tyd van die jaar is dit net nie? 'n Tyd waar ons opgewonde is en ons is dankbaar en ons kyk terug oor 'n moeilike jaar en ons eer die Here vir hierdie tydjie van rus wat vir ons voorlê en ons vra die Here ook om ons te versterk na die innerlike en uiterlike om dan die nuwe uitdagende jaar tegemoet te kan gaan. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Psalm 93, soos dit voorkom in die psalmbundel. Daar staan: die Heer regeer, die kleed van heerlikheid, wat hom omstraal is enkel majesteit en deur sy krag wat enkel triomfeer, hou alles stand, dit wankel nimmer meer. Dit is so besonder as 'n mens hierdie psalm lees dat die Here op die troon van die hemel sit. Hy maak van die aarde die voetbank van sy voete. Hy hou alles in stand deur die krag van sy woord. Hy is die alwyse God, vriende, na wie toe ons toe kan vlug. Die een wat vir ons leer en lei in die volle waarheid. En watter voorreg om as kind van die Here te weet dat ons ook hierdie Kerstydperk kan vier, nie soos die wêreld dit vier, en van dit 'n leë, sinnelose en doellose feestydperk maak nie, maar dat ons as kinders van die Here dit kan vier met die fokus op hierdie heilige God wat in liefde sy seun vir ons gestuur het en dat die Heilige Gees getuig aangaande die wonderwerkende krag van Christus, waaraan ook nie net gebore is op 'n baie besondere manier nie, maar 'n volmaakte lewe gelei het, 'n kosbare dood gesterf het, sodat hy ook plaasvervanger kon wees, die sondedraer, waaraan ook hierdie sonde vir ons sou dra. Watter voorreg om vanmôre dan bietjie met u te praat oor hierdie baie besondere gedagte, dat Christus word genoem wonderbaar. Nou, jy sal onthou, ons is besig met so kort reeksie, juis hier voor Kersfees en het gaan net so tot so week na Kersfees duur. Dit handel oor waarom vier ons Kersfees. Ek het vir u gesê, ons as kinders van die Here vier Kersfees, juis om te getuig aangaande die profeseë wat in vervulling gegaan het. Die wondergebeure ten tye van Kersfees en dat Jesus die enigste Messias sou wees. Ons het gekyk na maniere waarop die duiwel Kersfees by ons kom wegsteel. Ons het gekyk byvoorbeeld na die gedagte dat mense te besig is en hulle mis die sin en doel van Kersfees. Ek het vir u gewys hoe Herodes en die owerpriesters en skrifgeleerdes te jaloers en selfgesentreerd was en eintlik die hele doel en boodskap van Kersfees gemis het. Ons het gekyk na die mense in Rome, die Romeinse burgers wat met sonde behep was en Christus gemis het, en dan die mense in Nasaret wat te familier was met Christus. Mense wat baie geweet het van Christus, maar die Christus van die Bybel verwerp het. Nou vanmôre gaan ons stil staan by hierdie baie besondere gedagte van Jesaja 9 vers 5. Nou, die meeste van ons ken Jesaja 9. Jesaja 9 is die profesie van die vervulling van hierdie Christus wat sou kom, die beloofde Messias, wat God al reeds daar in Genesis 3 vers 15 beloof het. En Jesaja skryf aangaande die Here Jesus Christus en hy sê: want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Nou baie interessant, vriende, is dat Jesaja hierdie profesie lewer honderde jare voor dit in vervulling gaan. En nou gebeur dit so dat die Here Jesus gebore is. En is so kosbaar om te sien dat dit wat die Ou Testamentiese profete voorspel het, dan presies so op die regte tyd, op die regte oomblik in vervulling gegaan het. En hier praat Jesaja die profeet van hierdie kind wat gebore sou word, die Messiaskind, en daar is sekere eienskappe wat aan hom toegevoeg word. En die Bybel sê in die eerste plek, hy sal genoem word wonderbaar. Nou, hierdie is 'n baie besondere woord, en ons gaan so 'n bietjie hierdie woord gaan bestudeer, want wonderbaar dra die betekenis van verwondering, of bewonderingswaardig, of dat verbasing jou aangryp, as jy kyk na hierdie individu, en hierdie individu se persoon, se karakter, se wese begin ondersoek. Die Engels sê dit vir ons mooi. Dit praat van amazement of wonder. Dit is admiration. Daar is hierdie besondere
gedagte wanneer ons begin kyk na die Here Jesus Christus, wat ons harte aangryp, soos geen ander ding, geen ander persoon, geen ander wese ons hart kan aangryp nie. Nou vriende, as die Bybel vir ons leer dat Jesus Christus se naam wonderbaar is, dan wil die Here deur sy Gees ons vir 'n oomblik laat stil staan, sodat ons sal dink, sal kyk en sal bewonder, ja, dat ons wese versadig kan word en ons harte aan die brand gesteek kan word met die wonder van hierdie Christus. Ek dink ons leef in 'n kitstyd waar mense alles vinnig wil hê. Jy sal met my saamstem, ons het kitsbanke, ons het eetplekke waar ons sommer so deurry en ons stop by 'n venster en ons bestel ons ete en ons raak ongeduldig as ons 5 minute moet wag daarvoor. Ons lewe in 'n tyd waar alles vinnig en gou gebeur en ons mis die wonder van Christus omdat ons nie tyd neem om te dink oor die heerlikheid van sy persoon, van sy wese, van sy karakter en van wie hy is nie. Daarom kom Jesaja die profeet en hy sê, die een wat gebore sal word in die stal in Bethlehem, hierdie Christus, hy sal wonderbaar wees. Nou baie interessant, as ons nou weer 'n bietjie verder in die Nuwe Testament gaan, dan kom ons by Johannes 15 vers 26 uit. En daar staan dat wanneer die Heilige Gees kom, dan sal hy getuig aangaande die Here Jesus Christus. So vriende, as ons deur die blaaie van die Bybel gaan, dan sien ons dat die Heilige Gees getuig aangaande Jesus. Wie is hierdie Jesus? Hy is die beloofde Messias wat sou kom. Hy het gekom. Die Bybel sê vir ons, hy het geleef, hy het gesterwe. Die Gees is uitgestort en die Gees getuig nou aangaande hierdie Here Jesus Christus. En wie is hy? Die Bybel sê hy word genoem wonderbaar. En dit is so kosbaar as 'n mens daarna kyk. Dr. Warren Wiersbe beskryf in een van sy boeke en hy sê, die hedendaagse moderne mens weet nie regtig meer wat die woord of gedagte van verwondering of wonderbaar beteken nie. Hy sê ons beleef so dikwels die verbasing van nuwe tegnologie. Hy sê vir 'n paar dae is ons verwonderd oor die nuwe ontdekking en dan is alles verby. Dan keer ons maar weer terug na ons normale en leë, ja dikwels vervelige lewe en bestaan. Hy vat dit so raak. Hy slaan die spykers so op die kop. Dis presies die mens van ons tyd. Iets is vir ons vir 'n dag of 3 of 4 baie interessant en ons ondersoek en ons bekyk dit en ons speel daarmee en ons is in verwondering daaroor en 'n paar dae later dan lê die ding in 'n kas of ons het heeltemal eintlik so bietjie belangstelling verloor daaraan. En dit is juist die probleem waarmee ons as mens sit. Dis vir ons die hartseer tendens van ons tyd. Ons soek altyd na iets anders, na iets beters, terwyl die Here Jesus Christus die een is wat ons lewe kan absorbeer. En hy skryf verder en hy sê met die Here Jesus Christus is en moet dit anders wees. Hy sê as ons na Christus kyk, die wonderbare lam van God, dan beïndruk en verbaas hy ons so, dat ons nie net vir 'n oomblik na hom kan kyk en dan is alles verby nie. Nee, hoe langer ons vanuit die woord, baie belangrik, hoe langer ons vanuit die woord van God na hom kyk, hoe meer ons hom leer en ons kennis van hom verbreed en verdiep vanuit die blaaie van die Bybel. Des te meer staan ons as sy kinders in verwondering en in verbasing. Hoe meer besef ons, hy is God en nie 'n mens nie. Hy is God in die vlees, ja, die Christuskind wat gebore sou word. Ek wil vir u sê, in hierdie 34, 35 jaar dat ek die Here ken, kan ek nie genoeg kry van die lees van die woord, die oordenking van die woord, en dan die verwondering oor hierdie God wat sy seun Jesus gestuur het, en sy Heilige Gees uitgestort het, sy woord aan ons gegee het om ons te leer van hierdie Christuskind. Ja, vriende, hy is die wonderbare een wat vir ons gestuur is. As ons die blaaie van die Bybel deursoek, sal ons sien, daar is ongeveer 285 name en titels in die Bybel wat aan Jesus toegeskryf word. Dink gou daaraan. Ons gaan in hierdie paar dae so 4 of 5 met mekaar hanteer, maar daar is nie minder as 285 name en titels in die Bybel wat aan Jesus toegeskryf word nie. Waarom is dit so? Omdat hy God is wat mens kom word het. Hy het in tyd gekom, hy het in ons samelewing
Vriende, het hy ingekom. Die Bybel sê gebore in die stal in Bethlehem. Hy het 'n eenvoudige lewe gelei. Die Bybel sê vir ons dat hy soveel kennis gehad het dat die owerpriesters en die fariseërs en skrifgeleerdes verbaas gestaan het toe hulle hom op 12-jarige ouderdom in die tempel gehoor het. Hy het gepraat met woorde van wysheid en insig. Die Bybel sê in sy jare wat hy groot geword het, die wonders, die tekens, die kosbare waarhede wat hy meegedeel het en die gehoorsame pad na die kruis van Golgotha is iets waaroor u en ek in verwondering moet staan. Daarom pleit ek by jou dat jy saam met my in hierdie paar dae deur hierdie reeksie sal werk. Wat die profeet Jesaja voorspel het, dat die kind wat gebore sal word, is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. En ons gaan sien wat dit beteken en hoe die persoon van Christus vir ons uitgebeeld word en hoe ons daarin ons kan verbly en verheug, sodat ons ook eendag in sy heerlikheid saam met hom lof en eer en dank kan bring vir die feit dat hy ons gered het, dat hy ons vrygekoop het en ons sy liefde kan ervaar. Vriende, en daardie onafgebroke eenheid en verhouding saam met hom. Mag die Here vir ons seën, mag die Here vir ons met wysheid bekragtig en mag hy in alles verheerlik word. Baie groete vir u, baie seën en mooi dag verder. Tada.